Goeiemôre, good morning. Dis wind, dis weer, dis water. Die son skyn wel weer later, né? Altyd 'n showtjie. Altyd. Elke oggend, Pieter, ons is so mal oor jou. Dankie julle twee. Julle lyk pragtig, uitgerus en uitgespaar. Dankie. Baie Dankie. Welkom by Maandag. Today is the 17th of November and we are celebrating two queens today. In 1558 on this day, Queen Elizabeth I ascended to the English throne, and today in 1980, the Queen of country music, Dolly Parton, released her 23rd studio album titled 9 to 5 and Odd Jobs. My, 23rd! ek kan dit nie toe al. glo nie. Sjoe, sy's goed. Maar net so vinnig voor jy aangaan, daai rok het nie baie gemaklik gelyk vir die eerste queen nie. Nee. Julle het dit gesien. Dit het destyds nie gegaan oor gemak nie, Pieter. Maar okay, glad nie, duidelik nie. Okay. Alles oor statigheid. Well, let's en continue with the show then. Wel, laat ons Tannie Dolly nou maar trots maak en aan die werk spring. In vandag se episode gaan die sogenaamde wardrobe coach, Madeleine Rousseau, ons leer om ons handsakke te organiseer. Ek dink dit is nogal iets waarvan almal moet weet. Die skrywer Cindy Norcott kom gesels oor haar nuwe boek, The Weight of Hope. Ons bespreek die naweek se Wonderboom ligskou. Die akteurspaartjie Eloise en Niels Klaasen vertel meer oor die teaterproduksie Die Wolf, die Prins en sy skoonma. En sonder onderbroeke kom sorg vir musiek. Maar ons begin egter eers met ons oggendpraatjies. Pieter, jy's eers aan die beurt en ons kan nie wag nie. Sonder onderbroeke. Ek wil nog steeds met daai manne gesels hoor. Die waars, die wanneers, die Jou hoekoms. beurt kom, Pieter. Ja, jy het nou vandag die geleentheid. Hoor jy, julle het seker mooi die storie gevolg van rowers wat onlangs toegeslaan het op die Kunsmuseum in Parys. Ja. Ek kan nie glo in die hedendaagse tyd dat so iets gebeur het en dat hulle die ouens nog nie kon opspoor nie. Kon julle dit al? Ek dink daar is so een of twee verdagtes vasgekeer. O, is dit? En toe word dit, want jy weet die internet kan niks ernstig opvat nie. Hulle mugshots is nou toe Bekendgestel? bekendgestel. En die mense is redelik aantreklik. And then people were like, if anyone wants an alibi, I'll just say this guy was at my house when the loop was being robbed. Daar's dalk hoop vir die misdadiger in ons volgende storie, nou dat jy praat van die mugshots. Suid-Afrika het ook onlangs onder kunsdiewe deurgeloop in Nieuw-Bethesda. Is daar groot ontsteltenis nadat Beverly, 'n geliefde kunsinstallasie uit 'n plaasdam op die Doornbergpad verdwyn het. Kunstenaar Reino Greef het die winkelpop teen 2 of wat jaar gelede raakgeloop, haar in 'n swembroek geklee en in die dam gegooi. Nee, geplaas. Sy het baie vinnig 'n plaaslike legende en 'n gewilde fotopunt geword. Toeriste het nou maar meer ook daar na haar toe gegaan as die uilhuis waarvoor Nieuw-Bethesda ook baie bekend is. Maar sy het nou weggeraak en die mense daar by Nieuw-Bethesda toerisme sê asseblief, ons het nou die dam deursoek, ons het alles gedoen, maar Beverly het nie gesink nie, sy het nie geduik nie, sy is net weg. Daar's geen teken van haar nie. Daar's ook geen kameras in daardie deel van die dorp nie, so niemand weet nie. Illingworth, 'n dame daar by die toerismekantoor, sê die gemeenskap wil net hê Beverly moet terugkom. Al word sy net stilletjies iewers vir ons neergesit. Mense kom nie net vir die uilhuis nie, hulle kom ook vir Beverly. Ja. Enigiemand met weet waar Beverly is, kan Nieuw-Bethesda Toerisme kontak by 082 820 1166. Wat dink julle, was dit dalk studente? Ek dink so. Ek dink mense, jy weet mos vir my in 'n poetsbak storie. Maar ek dink mense dink dalk dit is snaaks en hulle gaan dit vat en dalk in hulle huis sit of in hulle tuin of wat ook al. But they don't understand the significance of what this means for the town, you know? En vir toerisme spesifiek. Ja. Want ek meen daar is sulke unieke kenmerkende dinge wat in 'n dorpie is, soos dan 'n Nieuw-Bethesda wat 'n klein dorpie is. So ek stem saam. Ek dink ook nie dit is snaaks nie. En dit is my oulik, want juist dit, mense het gekom vir die uilhuis en al daai interessante dinge wat Nieuw-Bethesda bied, en die stilligheid en net die pragt van die dorpie. En toe iemand nou skerp was, wat vir ou Beverly daar neergesit het, nog 'n toeriste aantreklikheid. Ja, maar hoekom vat jy nou iets weg wat die mense van die dorp nommer 1 baie geniet, en ook toeriste? So, as jy kyk, as jy luister, vat vir Beverly terug. Wat jou mugshot aanbetref, dalk is jy aantreklik genoeg dat die mense ook sê, spring saam met Beverly in die dam. Well, speaking of things that are here 1 minute and gone the next, Now You See Me, Now You Don't, the latest installment in the Now You See Me film franchise, has recently hit cinemas, and
everyone is talking about the same thing. Actress Rosamund Pike's South African accent. Hollywood has given us some memorable attempts. If you think about Leonardo DiCaprio in Blood Diamond, Matt Damon in Invictus, and Rebel Wilson in The Hustle. A few were decent, for sure, but most drift into that familiar territory of odd, exaggerated, and just not quite right. It's almost unheard of for an actor to deliver a South African accent so authentic that it reminds you of a real person. But now, Rosamund Pike, who plays South African character Veronica van der Berg, or Veronica van den Berg, in the film, may be a contender for the title of Best South African Accent in Hollywood. Let's take a look. I am so ecstatically excited to say that I'm here with Rosamund Pike. Hi, it's nice to meet you. Nice to meet you too. I want to talk about the South African accent. You Yes. nailed it, and I'm not like an expert, but I want to know, is there a phrase that haunts you from the script that was like hard to memorize with the dialect? Oh gosh. Yes, because you know, with the E sound in South African, Yeah. right, some of them go like a bit, But, okay. but some stay with the E sound. There was one line, every good trick has a twist. Twist. So trick and twist. Tick and They're twist. both I's, right? Right. Every good trick has a twist. You want to try it? Kind of. But maybe if we said it with, Mr. Darcy is engaged to my daughter. Now what have you to say? Mr. Well, Darcy Mr. Darcy. Mr. Darcy is engaged to my daughter. is engaged to my Now, daughter. what is the next line? Now what have you to say? Now, Mr. Darcy is engaged to my daughter. Now, what have you to say? Now what have you to say? Ish? Quite good, yeah. Okay. Say. Say is like it almost just cuts off. Cuts off. Cuts off. Cuts off. I So, can s- Mr. Darcy, Mr. Mister. Not Mr. That is brilliant. I've watched that video so many times and she is so good. So Well good. done. Ja, well done vir iemand wat hom regtig redelik raak slaan. Ja. Maar dit klink nie vir my vreemd nie, maar toe besef ek, o, maar dis omdat ek Suid-Afrikaans is. Ja, beslis. Beslis. Sy klink soos 'n tannie van Bryanston. Ja. Sy doen regtig. It's so spot on. Like I can see, we all know that lady. We all know her. We met her. Ek dink dis briljant. Kan jy enige aksente doen, Elsa? Maar ek is seker of van jy en Pieter kan. Nie hoe ek kan glad nie, maar hierdie enetjie kan ek is seker sy kan vir ons 'n bietjie ietsie gooi. Jy kan mos sien, sy het nog niks gesê nie. So Nee, ja, kom ons hoor 'n nee, bietjie. ek kan nie. Ek kan nie. Ag, kom aan, Roos, Nee, man. ek kan nie. Maar kan jy net vir ons sê watter aksente? Ek kan 'n redelik goeie Amerikaanse aksent doen, want ek het vir 2 jaar in Grease gespeel, the musical. So Ja. we had to have American accents ja, for that. Ja. And my British kind of is here kan and nogal there. dink jy Ek Brits maak kan my man maak, na as ek die Britse aksent wil Hoe is dit? wil doen, maar hy is glad nie binne. Gewoonlik is dit dalk as jy ook voel daar kom dalk 'n krapperigheid, dan vat jy Ja. hom net terug in die Brits. Maar my kinders is nogal baie goed met aksente en hulle sê ek het so 'n video op sosiale media geplaas van hulle sê Daddy says little bits and then what should he be saying? Little bits. Ja. Nou, dis hulle baie Suid-Afrikaans. Oulik. Ek gaan nie die Afrikaanse aksente probeer al wat ek net sê, bly waar jy is want hierna gaan dit lekker raak. Baie was dit nou 'n goeie Kaapse aksent? Baie Mooi. goed, Pieter. Baie goed.